Daar sy die Proutoer het begin. Kroonstad, is jy reg vir 'n ding? Dis op pad. Ons praat bietjie met Werner en Lelani. So hulle werk vir FAMS, FAMS, Tecma Auto. Hulle het regtig waar dienste wat die boere na soek. As jy bietjie beheer wil terugneem in terme van jou diesel en dieselverbruik, is dit die maatskappy wat vir jou is. Ons praat met Werner en Lelani. Hulle gaan ons bietjie vertel, hoe werk hulle, wat gaan hierdie besigheid oor? Môre Werner, môre Lelani, hoe gaan dit? Hartlike goeiemôre Milie. Kan nie klaar nie. So, vertel vir ons bietjie, FAMS, wat doen julle? Okay, ons spesialiseer in brandstofbeheer, om dit nou baie maklik te stel. Okay. So van tank to nozzle, alles wat daarmee gepaard gaan, waar jou diesel heen is, waar dit heen is, hoe dit verbrand word ensovoorts. Die tweede been van ons besigheid is die SARS skedule 6 rabatte. Alle boere weet van dat jy daai R3 plus terugkry op eligible voertuie. Ja. En ons geïntegreerde platform maak daai baie moontlik en baie maklik om jou SARS gedeelte in te dien. Goeiemôre. Ja, Môre. so basies wat ons dan doen, of van ons kant af, so dis 'n deel van FAMS wat ons ingebring het. Wat ons dan doen vir die boere is, ons bou klaar skedule 6 binne in ons sagteware in, Ja. sodra jy, so met ander woorde, ons setup is dan wanneer ons intap in jou flow meter, nê, en ons beheer dan basies jou flow meter om dan die monitering te doen. Het ons klaar ingebou, ons het 'n drop down wat jy kies van location, operation, wat alles wat SARS se vereistes is. Ja. En dit trek dan klaar deur na skedule 6 om te sê, dis die gedeelte in skedule 6 wat ons dan vir jou kan eis by SARS volgens wet, volgens skedule 6 se indelings. En dit is basies wat ons dan doen, en dan is jou rapport klaar vir jou reg vir SARS, en jy hoef hom net saam met jou VAT 201 in te dien. En dis basies waar hierdie gedeelte dan, of hierdie been van FAMS uit bestaan. Ja, en vernaam in 'n jaar soos hierdie, jy weet nou met daai oorlog wat duisende kilos van ons afgebeur, is daai beheer baie nodig. Elke sent tel ongelukkig al hoe meer en meer. So as jy net daai klein bietjie by SARS kan terugeis, sit dit darm vir die boer bietjie in hulle sak. Maar julle sê julle het beheerstelsels ook, julle het harde waarde aspek ook, en ons het vanoggend vinnig daarna gekyk. Kan ons bietjie vinnig deur dit gaan? Yes. 100%. As jy nader staan, kan ons jou gou wys. So die belangrike ding is, ons moet die voertuig identifiseer. Ja. So daar's 'n paar maniere om dit te doen. Die tradisionele manier is maar met 'n tag. Die tag het 'n nommer op en hy word opgelaai op ons platform. Dis 'n binneshuis gedesignde platform wat ons die eienaar van is. Dis nie iets wat ons op van die rak af gekoop het nie. Ons het hom self gebou, so hy's baie aanpasbaar. Nou dan identifiseer jy die voertuig, wat dit is, waar hy gaan werk, hoeveel hoe groot sy tank is, al daai verskillende goedjies kan jy op die platform sit. Dan identifiseer jy die tag, identifiseer die voertuig, en dan gaan jy na hierdie ouetjie toe, jy sit die tag, jy laai die tag op hom, dan identifiseer hy die voertuig. Die kooppunt tag. So jy kan verskillende goedjies oplaai, ek hoop jy gaan dit edit. Jy kan verskillende goedjies oplaai. Jy kan die drywer identifiseer as dit vir jou plaas belangrik is, dat jy wil weet wie het met daai voertuig gery. Jy het 'n authorization tag en jy het selfs die petroljoggie kan sy eie tag hê, net om daai proses bietjie te stroomlyn, dat jy beheer het waar gaan jy op diesel heen. As mense 5% van jou dieselverbruik verlore raak, as jy nie beheer oor dit het nie, en jy doen 'n paar R1000 se brandstof, daai 5% maak 'n groot verskil. So ons elke druppel tel ongelukkig, vernaam in 'n jaar soos hierdie, soos ons gesê het, en daai ekstra beheer wat jy kan terugkry, daai's data, en data is goud werd vir 'n boer. Dit laat hom toe om nou bietjie beter te beplan. Hy kan presies sien, hoorie, ek gebruik soveel per seisoen of soveel per voertuig, en daai maak net sy budget klein bietjie vriendeliker. 100%. So na jy geïdentifiseer het, dan sit hy outomaties die pomp aan, hy dispensie liters, en dan wat ook al liters word geallokeer na daai voertuig toe. So as die trekker nou byvoorbeeld 100 liter gevat het, daai bly op sy rekord dat hy soveel gevat het. Aan die einde van die maand kan jy 'n rapport trek, sien presies hoeveel liters het die voertuig gebruik, hoeveel ure het hy gery. Dan wat nice is, op 'n latere stadium, jy kan dit groepeer, hierdie groep trekkers, almal Massey Ferguson's, almal dieselfde model, hierdie is almal Fords en daai al John Deere. Dan kan jy naderhand 'n besigheidsbesluit neem en sê, alright, my Massey Ferguson's gee my
2 ure per liter of wat ook al die geval Ja, mag ja, wees. ja. Dan kan jy besigheidsbesluit neem gebaseer op dit. En dan selfs met jou bakkies en goeie, dan kan jy mooi gaan sien, jou Ford gee jou 10 kg per liter en jou Toyotas gee jou 8 kg per liter. So dan kan jy daai naderhand groter besigheidsbeplanning doen. Ja, en jy kan ook, soos ek sê, jy kan sien wat se drywer gooi dalk bietjie Exactly. meer gereeld in as die ander, alhoewel hy minder ry. So dis net regtig waar om beheer terug te neem as jy self nie petrol ingooi of diesel ingooi nie. Yes, 100% presies. So veral wat die drywers inkom, ouens wat flotte en goeders het. Hy wil weet die drywer ook, want nie almal se voete is dieselfde nie. Party ouens se voete is swaarder en op die ou end is dit jy wat daarvoor betaal. Daai ou het nie altyd jou beste belange op hart nie. En hy kan dalk bietjie swaar op die voet wees. En dan kan jy gaan vinnig agterkom dat die drywer is die probleem, nie noodwendig die voertuig. Ja, so ons reporting ook, ons bou dit spesiaal vir jou, soos wat met ander woorde, elkeen se spesifikasies is bietjie anders. Ja, ja, ja. So hierdie boere wil bietjie meer op hierdie consumption weet, of hy wil bietjie meer reporting, bietjie meer op whatever die veld is wat hy dan in wil spesialiseer of wat hy wil sien. Bou ons dan vir jou, ons customise basies vir jou reporting, soos wat jy dit wil hê vir jou tipe boerdery. Soos wat ons weet, elke boer of elke plaas is pasgemaak, is uniek en julle maak dit ook daai pasgemaakte unieke oplossing per boer, per vloot, per opstel. Correct. Dis waarin julle spesialiseer. So, dis wat ek nou gesê het van dis ons eie eiendom. Ons het nie 'n program gekoop nie, ons het een geskryf. En ons het 3 akkrediteerde IT-outjies, programmeerders wat heeldag sit en goedjies skryf. As enigiemand vra hy wil hierdie tipe ding meer op fokus, dan is dit 'n kwessie van 'n week of 2 dan bou ons vir hom spesifiek daai rapport. En dis wat ons uniek maak. Alles is in die cloud, so dis ook 'n ander groot voordeel. Solank daar internet is op jou stasie en waar jy die goeders van trek. Jy kan enige plek in die wêreld sit en jou rapporte trek. Dit is 'n Google-based platform. En is live. En dis live, so Ja, hy jy kan enige update. tyd. Ja, hy update tussen 5 en 15 minute. Jy Word die kan nou inligting interviews heeltyd kan jy ook geupdate. self stel. Jessie, so jy kan regtig waar jy stel die program op presies hoe jy hom soek en presies hoe jy dit verkies. Dit klink vir my regtig waar wonderlik. Vertel vir ons, hoekom die boere wat nie vandag by die Pro-Tour uitkom hier in Kroonstad, hoekom hulle in kontak met julle? Hoe kry ek julle op my plaas? Hoe begin ek met hierdie infrastruktuur en die pasgemaakte plan? Ek dink die belangrikste is die SARS gedeelte. Ja, so dit is op ons webtuiste. So as jy ons gaan na www.fans.co.za, dan is ons detail daar beskikbaar en dan soos wat ons sê, soos waarin jy dan wil belangstel, die monitering en jy wil die SARS gedeelte saam hê, jy kontak net een van ons. Ons detail is daar op, ons name met ons nommers en jy's meer as welkom om dan ons daarvan af te kontak. Nou Werner, Lelani, ons is hierso in 'n koue Kroonstad. Sonnetjie kom darm nou op. Sê vir die mense bietjie, wat is julle gevoel vir die dag? Ag, dit's awesome. Ek dink ja, ek en baie, Lelani is baie lief vir mense albei en vir my boere is die lekkerste goeders om mense om te ontmoet. Dis vir my die lekkerste om nuwe mense te leer ken en daar's dalk 'n ou wat 'n probleem het wat ons kan uithelp en dit is vir ons baie belangrik en verhoudings te bou. Ons is nie die maatskappy bestaan al van in die 80s, ek dink 1983. So ons is nie outjies wat kom en gaan nie. Ons hou daarvan om langtermynverhoudings te bou. En dis vir my baie belangrik om nuwe mense te ontmoet. Ja, ons assisteer al reeds 'n hele paar boere in die Koppies area, Steynsrus, Kroonstad. So ons is daar, ons footprint is al basies hier veral met die SARS gedeelte ook en dan obviously gebruik hulle ook ons masjiene. So ja, ek dink Bodigmeld is ook lekker hierso in hierdie omgewing. Boere praat en sê skakel fans, hulle weet waarvan hulle praat. So ja, dit is nogal lekker, maar ons sien baie uit na vandag. Ek dink dit gaan fenomenaal wees. Ja, en ek moet goeie krediet vir julle ook gee wat ek sien, dis ons eerste keer hierso en dinge is goed georganiseer. So baie krediet vir julle. Ons was al by 'n paar skoue gewees en wat ek nou kan sien is hierdie is baie netjies en baie goed gedoen. Werner, Lelani, julle moet die dag geniet. Ek gaan 'n bietjie later weer by julle inpop. Die demos is op pad, so vir die mense wat hier wil uitkom, jou tyd is nou, daar is nog kaartjies beskikbaar. Tot en met dan sê ek vir julle, mooi dag. Baie dankie, alles wat mooi is. Daar sy, soos wat die uitstaller self sê, dit is 'n dag wat jy by moet wees. So, as jy meer wil weet van FAMS, dis regtig waar, soos ons gesê het, beheer terugvat,
jou SARS uitsort. Dit is nou juist tyd om jou tax in te dien. So, kom in kontak met FAMS, kom by die Proutoer vandag in Kroonstad uit. Daar's nog kaartjies by die hek beskikbaar. Die lys is vol demos, die gronde is vol uitstallers. Al wat hulle wag vir jou. Dis hier van Farms Place af, tot volgende keer. Groete.